bipolêre gemoedstoornis is tydens haar studentejare by Dr. Marinet Jordaan gediagnoseer. Ek was 21 toe ek gediagnoseer is en ek word 40. So dis 'n lang pad wat 'n mens stap en dit is 'n pad van selfaanvaarding ook tot 'n groot mate. Dit was moeilik aanvanklik, maar ek glo in 3 goed. Mediese versorging in die terme van om 'n psigiater te besoek, terapie, sielkundige beraader wat ook al vir jou werk en 'n gesonde leefstyl. Baie mense is skepties oor psigiatriese medikasie of antidepressante. Daar's geen medikasie wat perfek werk nie. Alles het of neeweffekte of die kombinasie moet reggekry word. So ek gebruik nie dieselfde medikasie as wat ek gebruik het toe ek 21 was nie. Dis alles 'n proses en dis hoekom jy heeltyd in gesprek moet wees met die mense wat jou versorg, as ek dit so kan stel. Want daar is die balans, is die chemiese balans wat dit veroorsaak is so jy weet so nou aan mekaar verbind dat dit regtig moeilik is om te sê maar nou is ek perfek. Maar 'n psigiater sê teorieë wat die skuld vir selfmoord op medikasie pak is verkeerd. People with severe mental illness are suicidal. People with severe mental illness are on medication, but it doesn't mean that the medication causes them to actually now attempt. In a very small minority of people, when they go on medication, the suicidal ideation can become worse. And that is because medication helps people get more drive and energy in their life. And if you happen to be feeling very, very depressed but have very little drive and energy, sometimes when the energy comes back, the suicidal thoughts can become worse. But for the vast majority of people, medication treats the mental illness and in fact treats the suicidal ideation. And I cannot stress strongly enough that both in the research and in our clinical experience, medication saves lives. Jordaan sê die stigma verbonde aan psigiatriese siektes maak dit moeilik om hulp te kry. Sy neem Sondag aan die Hope Hike of Bike deel wat mense aanmoedig om oor hulle siektes te praat. As jy bereid is om te erken aan jouself, vergeet van die ander mense, maar as jy bereid is om aan jouself te erken jy het 'n probleem en die probleem is nie jou skuld nie, dan is dit makliker om dit te aanvaar en hulp te kry en te groei deur dit. Dit is nie 'n vloek wat oor 'n mens geplaas word nie. Selfmoord word veroorsaak deur 'n wanfunksionerende brein waaroor die slagoffer geen beheer het nie. Nes diabetiese sterftes deur wanfunksionerende niere veroorsaak word. Net soos enige siekte wat tot die dood lei, moet dit professioneel behandel word. Nadine Tron, E-nuus, Stellenbosch.